Môre vriende, dit is die 17de Julie, Vrydag 2026. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees so aan die begin van 'n naweek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Heilige Gees, dankie vir die ongelooflike wonderlike voorreg wat ons het om elke dag met U te praat. Here, dit is so voorreg en dit is so verskriklik, soos die Engels sê, scary. Here, ek het al so baie gesê. U is alomteenwoordig. U weet presies wat ons doen. Here, dit is scary. Maar Here, dit is ook so ongelooflik wonderlik 'n bemoediging wat U vir ons kom gee om te sê, my kinders, julle hoef nie julle te bekommer nie. Ek is by julle. Of julle sit, of julle opstaan, of julle loop, of julle hardloop, of julle wat ook al doen. Ek is by julle 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, jaar in en jaar uit is ek by julle. Here, dankie daarvoor. Here, dankie dat U ons hoeveel kere bewaar wat ons nie eens weet van nie. Dankie vir die wysheid en die insig wat U vir ons gee, wat ons nie eens weet nie, wat ons baie keer dink is ons eie oulikheid. Dankie Here dat U ons vashou, dat U ons God is, dat U ons Vader is, altyd met sagtheid na ons kyk. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees. Hoekom? Omdat julle hierdie God ken, omdat julle hierdie Jesus ken, en omdat julle die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ons is in Jakobus, ek wil eintlik graag 'n hele preekreeks in die gemeente oor Jakobus doen, want ek dink dit stip vir ons eintlik alles uit op 'n baie praktiese vlak oor hoe moet ek en jy elke dag lewe, vriende. So ek dink tog dis iets wat ek baie sterk oorweeg. As ons kyk na die boek Jakobus, dan sien ons hy so 49 tot na Christus is hy geskrywe. Ons sien dis aan die 12 stamme versprei wat versprei gewoon het, gewoon het daai tyd vir liewe vriende oor die hele wye omgewing. Ons sien dit verwys hierdie 12 stamme wat verstrooi is, verwys na Joodse Christene wat buite Israel versprei was. Hulle is versprei as gevolg van die vervolging, jy spesifiek na Stefanus se dood in Handelinge 8, waar hy natuurlik gestenig is, julle onthou nog daai gedeelte. Ons sien in die vervolging moes hulle huise verlaat, hulle het 'n werk verloor, hulle moes die familie verlaat, hulle is in vreemde gebiede het hulle gewoon, hulle was verskriklik arm gewees op daai stadium. Die rykies wat rondom hulle gewoon het hulle geweldig benadeel, hulle hof toe gesleep, hulle ook onderdruk, né? En Jakobus spreek dit inderdaad baie sterk aan. Die verdeeldheid daar was risies en jaloesie en trots en selfsugtigheid, soos 'n klomp goed wat aangaan vir wat Jakobus dan nou hierdie brief versprei oor hierdie mense wat absoluut versprei gewoon het oor die destydse wêreld. So kom ons lees verder hier vanaf vers 9 van Jakobus 1. 'n gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het. En een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. Nou vriende, as ons, en ek en jy, wat dit heel moontlik luister vandag, val nie onder arme mense nie. Ek dink ek het dit nou nie gedoen nie, maar gaan sit maar in ChatGPT 'n bietjie in. Wie veronderstel om 'n arm mens te wees? Nou, dan sal jy verstom staan dat ek en jy wat dink jy's arm, eintlik klassifiseer onder ryk mense. Ek dink as jy 'n huis kan huur, is jy nie meer arm nie. As jy 'n kar het, is jy nie meer arm nie. As jy 'n motorfiets is, dit jy nie arm nie. As jy 2 maaltye 'n dag kan bekostig, is jy nie arm nie. Vriende, so ek dink om armoede te klassifiseer is nogal 'n belangrike ding vir ons. So ek dink die 90 na 95% mense wat luister na sommer hierdie wat ons met mekaar bietjie oor gesels en in die kerk is nie arme mense nie. Arme mense, soos ek dit amper half het, is iemand wat nie weet of hy môre 'n bord kos het nie. Iemand wat nie weet of hy môre nog blyplek het nie. Vriende, en ek dink daar's baie van ons val nie onder daai kategorie nie, maar is daar mense wat daaronder val in ons land? Absoluut. En daarom kom sê hy, 'n gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het. Nou so,
Arme mense, vriende, dit is ook so, julle kan dit net maar oral gaan kyk. Ek sê mos ons is moderne slawe. Kyk net maar binne in 'n besigheid. Die oomblik as die CEO daar is en daar is dit val nie nou onder armoede nie, hoor, sorry, het ek dit gesê. Maar dit kom uit mag uit, want baie keer as jy geld het jy mag. Hoe hanteer ek en jy die vroutjie wat vir ons werk? Hoe hanteer ons die ou wat in die tuin werk? Hoe hanteer jy in die firma die persoon wat vir jou werk, né? Mag. Dit is mag. Dit is nie armoede nie. Maar hoe hanteer 'n ryk, dis ook nog by die ryk. Hoe hanteer 'n ryk persoon 'n arm persoon? Hanteer jy hom vanuit 'n gelykheid uit of hanteer jy hom van 'n top-down approach af? Hoe sien jy die arme? Hoe gee jy vir hom 'n kosie? Wat gee jy vir hom? Wat se koffie gee jy vir hom? Wat se broodjie gee jy vir hom nie in middag om te eet? 'n Gelowige wat arm is, moet hom daarom verheug dat hy sy aansien in God het. En een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. My vriende, hierdie rykdom armoede ding is vir baie van ons nie so 'n maklike ding nie, vernaamlik ook nie in Suid-Afrika nie, né, omdat ons baie keer voel dat ander mense se onverantwoordelikheid raak ons verantwoordelikheid. Dit is mos nou so, né? En daarom is dit nie so 'n maklike ding nie. En ek en jy moet voor die Here gaan stil raak ook wat die armoede en die rykdom ding aanbetref. En vir die Here sê, Here, lei U ook vir ons in hierdie land. Ons het 'n bietjie gepraat gister oor discernment. Here, gee vir ons wysheid om te onderskei. Maar liewe vriende, wat hy vir ons kom sê oor die arm, hy sê 'n gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het, né? Want baie keer het hy nie sy aansien by mense nie. Mense wil baie keer nie goeie gedrag teenoor 'n arm mens nie. Hy baie vrae te vra hoekom hy arm is. Nou kom sê hy, 'n gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het. Vriende, dit is ongelooflik om iemand te ontmoet en ek het al 'n hele paar van hulle ontmoet wat regtig amper al down and out het en in al ding waarna hy roem is om in Jesus te roem. Hy verheug hom daarin dat hy aansien by God het. En dan soms sê hy, een wat ryk is, dat hy voor God gering is. En 'n ryk ou weer moet onthou, hy's eintlik niks. Hy is die een oomblik daar en die volgende oomblik weg. Daarom dink ek altyd 'n ryk persoon moet altyd 'n sagte hart hê. En in ons gemeente, vriende, die ouens wat ek leer ken het as ryker mense of welaf mense. Weet jy, ek het in ons gemeente dink ek is die meerderheid mense. Kom ek wil so ver gaan as om te sê 97% van ons welvarende mense het sagte harte. 97%, liewe vriende, van ons mense in ons gemeente wat ons as ryk kan klassifiseer, is mense wat absolute oop hande het, mense wat absoluut afhanklik is van die Here. Dis die voorreg wat ek natuurlik in ons gemeente het. Ek weet dis seker nou nie in alle gemeentes so nie, maar dis die voorreg wat ek het om wat ek by hulle sien. Hulle is betrokke by die gemeente, hulle is betrokke by die gemeenskap. Hulle is mense wat, liewe vriende, maak nie saak wanneer 'n appel op hulle is nie, hulle is daar, né? Hulle besef dat hulle die een oomblik daar is en die ander oomblik nie meer daar gaan wees nie. Dit is 'n wonderlike voorreg wat ek hierdie jare heen gehad het in ons gemeente, om ryk en arme mense in ons gemeente te hê, wat ek kan sien wat die Here regtig dien en wat 'n oop hart en hand vir die Here het, né? Dan gaan hy aan vers 11. As die son met sy gloeiende hitte opkom, verskroei uit die plante groei, die blomme val af en die pragt is daarmee heen. So sal die ryke ook tussen al sy bedrywighede deur vergaan. En vriende, dit is so, né? Ek het al vir julle gesê, ons het 'n venstertyd van so 30 jaar en ons al ons goedjies gemaak en daarna is dit net amper 'n afdraande. Dit is nie fatalisties nie, dit is net 'n afdraande. Dit is net so 'n deel van die lewe. En daarom, wanneer ek en jy 'n bietjie geldjies het, soms sê vir die Here dankie daarvoor. Maar kyk ook mooi hoe jy dit aanwend, want wat hy kom sê, hy sê die ryke sal tussen al sy bedrywighede deur vergaan, omdat daar jy so 'n bietjie onmin gewees het op daai stadium tussen die ryk ou en die arm ou en Jakobus. Vrees om my 5 sien vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.